Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are in the world of rugby, especially Lions rugby. My name is Hendrik Fourie. I'm recording from Joburg, good old Joburg in South Africa, where it's getting quite cold. And I promised in my last video that we are going to do more of a deep dive into the loss against Leinster and just have a look at it from that point of view. Wat ek sal sê is ek het weer die wedstryd gaan kyk heeltemal deur en wanneer 'n mens dit kyk sonder die emosie van toe die wedstryd lewendig was, dan kan 'n mens 'n paar ander goeders raak sien en dit was interessant geweest. What I will say is that up until the 69th minute, the score was still 14-7. So die wedstryd was tot en met toe nog verskriklik gelyk. Nou ja, die laaste 10 minute weet ons nou almal wat het gebeur. En Leinster het regtig die oorhand gekry in die laaste 10 minute. And they were just simply better than the Lions, especially in the last 10 minutes. Ek sal sê dat net in die algemeen voor ons kyk na die wedstryd spesifiek, ek wonder maar net by myself of daar 'n paar spelers is wat dalk al bietjie vuisfoos is. Ek wonder net of die rotasiestelsel bietjie weier die net kan span op hierdie stadium. Wel, eintlik moes dit vroeër gebeur het. Maar nog steeds dink ek is nodig. Ek dink aan spelers soos Renzo du Plessis, Reinhard Jonker, Jared Kearns, Hashim Peet, Sam Francis, wat dalk bietjie meer in die 23 ingespan moes word deur die loop van die seisoen. Maar nietemin, elkeen van die spelers het sonder enige twyfel hulle absolute bes gegee Saterdag. Ek dink nie enige iemand kan 'n vinger wys na 'n speler toe wat nie sy beste gegee het nie. Ek sou sê ons is effens onkant betrap, of dis hoe dit vir my voel, veral deur Leinster se rush defense. Their rush defense is spectacular, to say the least. I think it is probably one of the best in the world at the moment, and I think there's quite a bit to learn from that. Ek dink ook Leinster se fiksheid het ons onkant betraf. Ek self was verkeerd daaroor gewees. En die feit dat hulle in daai laaste 10 minute na 'n volgende rad toe kon skuif, sê baie van hulle fiksheid. So well done to Leinster regarding fitness especially. Mens moet ook sê dit was nie die Lions se beste wedstryd nie. Some players made mistakes. There were some, I think, some judgment errors, some calls that might have been made differently in a different game. And then dan gaan ons ook net vinnig kyk met video materiaal na die twee kontroversiële drieë, die een wat toegestaan is aan Leinster and the one that wasn't awarded to the Lions. So we're just going to have a look at that quickly. Firstly, with regards to the Leinster try, the one Tommy, was it? I forget his surname now. Nevertheless, the second try by Leinster, this is the angle from the video from right behind the referee. There's no way that she saw the grounding of the ball. And as I said in my previous video, die feit sy kon dit nie sien nie. Die feit dat die speler dadelik recoil en dan die kyk van verbasing op die speler se gesig nadat die 3 toegeken is, sê vir my eintlik alles wat ek nodig het om te weet oor daai 3. En dan then the Maharshi try that wasn't awarded. We can look at that now. Erich Cronje kom van agteraf, hy kom deur die sogenaamde hekke deur. Hy kom reg deur, hy bly op sy voete. And then he goes through the ruck legally. En hy speel die 9 eers nadat die 9 die bal opgetel het. So ek glo die TMO en die skeieregter het daai call verkeerd gekry, but that's water under the bridge. Ons kan dit nie verander nie. Kom ons kyk na goeders wat die Lions kan verander in die volgende wedstryd.
Goed, so ek sal sê die volgende paar elemente van die Leeu se wedstryd kort bietjie olie. En die eerste ding waaroor ek wil praat en wil noem is die lynstande. Ons het 3 of 4 lynstande verloor. Ek sal kom ons sê dit was 3 van ons eie lynstande wat ons verloor het. En dit is deurgangs 'n probleem. Alana woes continue and we don't seem to be fixing that. It's 2 or 3 lineouts per match that we are losing on our own ball. And if you want to win a championship, that's not good enough. En ek het voorheen gesê ek sou daarvan gehou het as die Leeu's 'n konsultant iemand soos Victor Matfield ingekry het, al is dit net vir die laaste deel van die seisoen om daai gedeelte net te tweak. And then also, we're not posing any threats at line-out time. We're not stealing balls. We're not sacking. We're not driving the opponent's maul out. So I think our line-outs need work. Dan die ander ding wat bietjie geplaai het Saterdag was ons eerste linie van verdediging. Ek dink ons verdediging en ons determinasie was baie goed. The guys showed a lot of guts just in terms of defense generally, but there were a few times where they breached our first line of defense, and that's where they scored the tries. When they get through that initial first line of defense, that's when they start finding gaps, and that is a problem for us. Die ander ding wat weer effens bietjie sy kop uitgesteek het Saterdag was nie baie nie, maar 'n paar keer wat ons die bal van 'n los scrum afkry wat Morne die bal voer vir die speler wat gereed staan en ons kry die bal stilstaande. That's something that we have to sort out. You simply can't receive the ball standing still statically and expect to gain advantage over the advantage line. It's simply not going to work. Dan wanneer ons onder sulke ongelooflike druk is soos dit ons Saterdag was, dan moet ons skoppe uit ons kwartgebied uit verder wees. Daar's 'n paar keer wat dit gebeur het teen Leinster wat Morne die bal van he kicks the ball from the base of the ruck and the ball simply doesn't go far enough. Leinster wins the ball back 10 or 12 meters from where the kick was, and they're immediately in a position of attacking easily because most of their players are there because the ball wasn't kicked back far enough. En dan hier en daar sal ek sê algemene besluitneming. Daar was onder andere een keer wat ons 'n vryskop gekry het net buite die 22 van Leinster, and it was in the middle of the field. We had a scrum ascendancy, but we chose to kick the ball up and under, where they, I think it was their fullback, simply caught the ball, called a mark, and that was over. Ons scrum het die oorhand gehad in die wedstryd, verseker, en veral op daai stadium. And we got a free kick in die middel van die veld, and we decided to kick it. I don't think that was a good decision. I think we should have called the scrum, and we had both sides to attack from immediately from a dominant scrum. Goed, en dan was daar natuurlik 'n hele klomp goed wat ons goed gedoen het. Soos ek gesê het aan die begin, tot by die 69ste minuut was die telling 14-7. Dit kon maklik 12-7 gewees het vir ons. Baie maklik as ons 3 toegestaan is en as Leinster se tweede 3 nie toegestaan is nie. Kon ons maklik voor gewees het nog in die 69ste minuut. And that would have changed the whole composition of the game at that stage, I believe. Maar nietemin, daar was baie goeie punte. So ek sê, toe ek die wedstryd weer gaan kyk het sonder die emosie van Saterdag, dan kan ou werklik sien hoe goed die spelers eintlik was. Natuurlik nommer 1, ons scrums is baie goed. We have to build from the basis of our scrums. We've got to build attack phases from there because it's really working for us. En ons moet regtig die skroewe aandraai. If we've got ascendancy in the scrum in a match,
we really have got to keep on nailing that piece of wood until we get penalties. Dan sal ek sê ons aanvallende spel in die algemeen was baie goed, maar Leinster se verdediging was net so goed. Dit was so goed as wat ons aanvalle was. So ek dink nie daar was regtig fout met ons aanvalle nie, ons hantering en die manier wat ouens soos Henko en Richard Kriel die voordeellyn aangeval het. Bartosz Lekani was 'n absolute monster die kere wat hy die bal gekry het. So daar was regtig goeie punte. Ek dink nog steeds dinge soos ons kommunikasie is verskriklik goed. Ons ondersteunende spel, as 'n ou dink aan die voor 'n mens te krities wil raak, moet jy dink aan waar was ons aan die begin van die seisoen, daai 3 wedstryde wat ons oorsee gespeel het, net in terme van vorm en spel, tot waar ons nou is daar 'n reuse verskil, dit is 'n reuse verbetering. So ja, ek wil nie te veel op die negatiewe hamer nie, ek wil ook sê daar was ongelooflik baie goeie goeders. En dan laastens sal ek net sê, miskien is ouens soos Kelly Mpeku, JC Pretorius, Hashim Pied of Nico Steyn, daai ouens moet dalk 'n geleentheid kry vir starting line-up. Ek dink is belangrik dat daai tipe van kompetisie belangrik bly in die span self. Ek hoop eersins Roan Venter se besering is nie te langtermyn nie, dit het nie goed gelyk nie. Hoopelik is dit 'n maand of 2 of so, dat hy weer kan terugkom. In die tussentyd hoop ek dat iemand soos Renzo Du Plessis oorgevlieg word. Ek weet nie hoe hulle dit gaan hanteer nie. Maar ja, I think that players like Reinhard Jonker, Kelly Mpeku, those guys, Jared Goins, they need to stay in touch. Sam Francis need to stay in touch with the core group en daarvoor is daar, ek dink, plek vir 'n bietjie beter rotasie as wat daar was die afgelope 6 of 7 wedstryde. Geen kritiek teen die spelers wat wel daar is nie. Ek dink net ou moet seker maak dat as iemand seer kry, dat die ander spelers gemaklik kan instep in daai rol in. Nou ja, ons sien uit na hierdie volgende Saterdag. Everything is on the line. Ek glo die wedstryd teen Munster gaan ons beste wedstryd wees van die seisoen. Ek glo ons gaan dit wen. Ek dink nie daar's een oomblik se twyfel by die spelers op die afrigtingsspan oor die commitment wat hulle gaan insit hierdie week om seker te maak dat hulle kry die volle 5 ligapunte. Ons het net 1 punt nodig om te kwalifiseer vir die top 8, but I don't think that's top of their mind. Ek dink almal daar is gedetermineerd om 'n volle 5 ligapunte te kry en 'n stempel op 'n ding te sit voor die kwart eindrondes. Nou ja, soos altyd, geniet jou week, geniet jou naweek en sterkte aan die Leeu's vir julle voorbereiding vir hierdie week. Ek glo elke ware Leeu ondersteuner is bankvas agter julle vir die komende naweek. Lions forever.